creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. Goeiemôre almal. Dit is vanoggend die derde Sondag wat ons virtueel kerk hou. So baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is regtig lekker om te weet dat ons almal nog steeds saam kan kerk hou in hierdie tye. Wanneer ons vanoggend die kers aansteek, dan is dit 'n teken wat ons daaraan herinner dat God by ons teenwoordig is. So as jy 'n kers het, kan jy dit nou aansteek. Vir al die kinders wat vanoggend saam met ons is, ons het 'n aktiwiteit wat ons kan help om die Paasnaweek gebede te onthou. So as jy hou van jelly beans en jy het dit, dan kan jy dit saam doen. Die groen jelly bean herinner ons aan Palm Sondag. Dit is verlede Sondag wat Jesus in Jerusalem ingekom het en wat al die palmtakke so op die grond gelê is en hy met sy donkie daaroor gegaan het. So die groen jelly bean is vir Palm Sondag. Die volgende ene is 'n pers jelly bean. Die pers jelly bean herinner ons aan donderdag aand se nagmaal wat Jesus saam met sy disippels gehad het. So dit is die wyn, druiwesap wat daai donker pers kleur het en dan is daar brood ook by. Die rooi jelly bean herinner ons aan Jesus se kruisiging en die bloed van Jesus wat vir ons gevloei het op die Vrydag. En toe was dit stil Saterdag gewees en vanoggend is dit Opstandingssondag. En Opstandingssondag
is dan die geel en die oranje jellybean, wat die sonstrale is, wat hierdie oggend uitgebreek het. Kom ons sing ook nou sommer 'n lekker liedjie saam. Groet ook mekaar vanoggend met die woorde, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river in my soul. I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river, I've got peace, love and joy like a river in my soul. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, In die hemel, soos in die hemel, so so ook op die aarde. So ook in die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, Daaglikse brood. Vergeef ons en vergeef ons ons skulde, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons skuldig staan. En Lei bring ons nie nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. bose. Want aan U behoort die koninkryk Want aan U en die behoort die krag koninkryk en die heerlikheid en die tot in heerlikheid ewigheid. Amen. Amen. Dit is die dag waarop die trane afgevee word, waarop stikkende harte heel gemaak word, waarop vrees met vreugde vervang word. Dit is die dag waarop die Here die klip van vrees wegrol, doodse klere uittrek en voor ons uitstap, God se toekoms in. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Die dood maak ons nie meer bang nie. Die sonde het nie meer hou vas op ons nie. God maak die grafte van ons harte oop en vul ons met nuwe lewe. Dit is die dag. Christus het waarlik opgestaan. Kom ons neem 'n oomblik en dan staan ons net stil by ons trane en ons seer en ons stikkende plekke. Kom ons lê dit net voor God neer. Vandag vier ons die opstanding. God wat lewe bo dood kies, wat liefde bo haat kies, wat vrede bo oorlog kies. Praat met God oor dit wat nou op jou hart is. Amen. Christus het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Christus het opgestaan.
Christus het waarlik opgestaan. God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Het is waar met God is liefde. God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ons kan leef, ons kan leef. Kom ons bid ook nou saam voor ons die teks lees. Liewe Here, wanneer ons na U toe kom as 'n gemeente op verskillende plekke, dan wil ons net eintlik dankie sê vir hierdie groot geleentheid en vir hierdie groot voorreg om U nog steeds te kan aanbid. Here, ons lewe nou in onsekere tye en dis nie vir ons almal, maar ons wil net dankie sê dat U nog steeds by ons is
Dankie dat U 'n teenwoordige God is. Here, as ons vanoggend uit die woord uit lees, en weet ons dit is lewend, en is 'n woord wat mense se lewens verander. En dankie dat ons ook op Opstandingssondag so saam kan wees. Amen. Ons lees vanoggend Johannes 20 vers 1 tot 18. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan, maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Hierdie opstandingsfees vanoggend lyk anders as ons vorige opstandingsfeeste, want ons is nie op dieselfde plek nie, en die wêreld is anders, en die land is anders, en die manier hoe ons vanoggend saam is anders. In my voorbereiding vir vanoggend het ek gelees van 'n vrou wat by 'n konferensie was met die titel Why Christian? So die konferensie het daaroor gegaan, hoekom is ek 'n Christen? En by die konferensie was daar verskillende persone gewees wat oor hulle geloof gesels het en iets daarvan probeer verwoord het. Dit was verskillende mense gewees en hulle verhale het verskil. Dit is wat ons elkeen se verhaal ook maar verskil. Ons verhale en hulle verhale het iets in gemeen. En ons geloof en hulle geloof het iets in gemeen. Daar was nie een enkele antwoord wat hierdie konferensie kon gee op die vraag, why Christian? Maar uit al hierdie verhale uit en uit al hierdie lewens uit, waar hulle gepraat het vanuit hulle pyn en hulle teleurstellings, was daar een tema gewees. En die tema was, dat daar hoop is, te midde van swaar kry. Ons elkeen het ook 'n verhaal wat ons kon deel by hierdie konferensie. En wanneer ons pyn en ons teleurstellings en ons swaar kry van ons eie lewe bots teen die groot genade en liefde van God, dan beleef ons hierdie, dat daar hoop is te midde van swaar kry, dat daar hoop is in ons teleurstellings. En ons kan dit nou ook ervaar in hierdie situasie waarin ons is. Hierdie mense het eintlik gesê, maar hier's my verhaal van my lewe, en hier's God wat ingegryp het in my lewe, en hier's hoe ons ontmoet het. Die antwoord op hierdie vraag, hoekom is ek 'n Christen, was toe eintlik, hier het God my ontmoet, hier in my lewe.
Vandag is Paas-Sondag. Dit is stiller as die ander dae. Dit is nie in 'n vol kerk nie. Maar op hierdie Paas-Sondag word ons op 'n unieke manier eintlik ingetrek in hierdie verhaal in wat ons gelees het. Ons lees in die begin van die teks terwyl dit nog donker was. En dit kan 'n klein stukkie wees in die begin van die teks, maar dit is so treffende woorde. Terwyl dit nog donker was. Terwyl dit nog donker was en daar pyn was en daar onsekerheid was. Terwyl dit nog donker was, hier in ons 3de week van lockdown, en nou dat ons gehoor het, dit gaan nog langer aanhou. Terwyl dit nog donker was, is eintlik die ongelooflikste woorde, want die tyd waarin ons nou is ook onduidelik, en dis onbekend, en dis vol pyn en vol teleurstellings. Net soos daar, terwyl dit nog donker was. Ons word ingetrek in hierdie verhaal in, en ons is nie eers seker wat ons sien nie. Maar die opstanding begin in die donkerte. Hoop te midde van swaar kry is eintlik iets wat ons ook hier in die teks beleef. Die opstanding is 'n gebeure van transformasie en van vernuwing en van weergeboorte, van al hierdie goeders wat lewe gee. Jesus se vriende en sy volgelinge kon na sy opstanding nog steeds sy teenwoordigheid ervaar, al was dit dalk op 'n ander manier. Maar die opstanding vind plaas in die donkerte. En toe ek hierdie week na die teks kyk en dit raak lees, toe besef ek het dit nog nooit so besef nie, dat die opstanding nie in die lig gebeur het nie, maar dat dit nog donker was. Daar was nie son gewees wat lig gegee het nie, en daar was nie eers mense gewees om dit te aanskou nie. Dit was alleen, en stil, en donker. Ons is nou ook in hierdie donkerte net voor dagbreek, in ons situasie in ons land, en in ons wêreld. Selfs nou kan ons nie die opstanding vasvang nie, en dit is hoeveel jaar later. Die volheid van die opstanding lê in die misterie. Dit lê in die onsienbaarheid daarvan, maar die feit dat dit ook 'n werklikheid is. En dis iets wat Maria ervaar het daardie dag. Maria Magdalena kom daai oggend by die graf aan, en dit is leeg, en dit is donker, en sy staan daar, en sy huil. En haar optrede is eintlik interessant, want sy bly daar in die donkerte. Sy bly daar en huil. Sy bly teenwoordig by dit wat besig is om te gebeur. Sy gaan nie net weg nie. Sy bly daar, al voel dit ondraaglik. Ek dink in hierdie tye waarin ons leef, word ons uitgedaag om dit ook te doen. Om teenwoordig te bly in die donkerte, net voor die son breek. Net soos wat Maria dit gedoen het. Meeste van ons het eintlik al beleef dat genesing en vernuwing en antwoorde op sekere moeilike vrae gekom het wanneer ons onsself toegelaat het om te bly op die moeilike plekke. Plekke waar maklike antwoorde net nie gaan werk nie. Maria Magdalena het daai oggend gekom, toe dit nog donker was. En dit was donker gewees, want die son het nog nie uitgekom nie. Maar dit was ook donker gewees, omdat sy moes beleef het hoe die magstrukture van haar tyd Jesus doodmaak. So dit was donker gewees op meer as een vlak. Ons lees dan in hierdie teks van verskillende persone met hulle eie ontmoetings met Jesus dan daai dag, en nie een se ontmoeting lyk dieselfde nie. Vir elke individu is dit anders. Petrus kom en dan hardloop hy weg. Die geliefde disipel kom en hy glo. Maria kom en sy huil. Nie een ontmoeting met Jesus is dieselfde nie. Net soos wat nie een van ons ontmoetings met Jesus dieselfde is nie. Ons lees dat Maria Magdalena huil. Sy huil haar oë uit, want die man waarvoor sy lief is doodgemaak. Hy is doodgemaak aan 'n kruis, maar nou, meer as dit, dink sy dat hierdie man sy liggaam gesteel is. En dan vra Jesus haar hoekom sy huil. En ons kan nou maklik sê, ag, ons weet wel wat is die einde, Jesus het opgestaan en sy gaan hom herken.
Maar as mens stil staan by hierdie woorde van, Maria, hoekom huil jy? En sien ons dat Jesus verstaan dat haar trane nodig was. Haar trane is nodig in hierdie situasie, net soos wat ons trane nodig is in ons situasie. Dit is nodig om te huil oor hierdie dinge. Hierdie trane van ons is nodig in 'n epidemie waar ons besef hoe verganklik ons is en hoe weerloos ons is. En hoe alles so maklik kan verander. As Jesus vir haar vra, Maria, hoekom huil jy dan? Is Maria eintlik ons elkeen? En Maria is eintlik ons almal saam ook. Die opstanding gebeur waar die dood is. En is die enigste plek waar dit nodig is. Maria huil nie sonder rede nie en ons huil nie sonder rede nie. Ons het die hoop van hierdie nuwe lewe net vir ons dit kort. In 'n gebroke wêreld. In 'n wêreld met pyn en seer en dood. En Maria kan nie aan Jesus vashou nie. Jesus sê dit vir haar. Maar Maria kan gaan vertel. En dis wat Jesus ook vir haar sê. In hierdie tyd waar dinge aanhou verander, kan ons weet, maar Jesus is nog steeds hier. En ons raak bewus daarvan op soveel verskillende maniere en op soveel nuwe maniere. Jesus kom in die donkerte en soms vat dit lank vir ons om hom te herken, want hy lyk dalk nie soos wat ons verwag nie. Maar hy sê vir ons een ding en dit is dat ons nie kan vashou aan die dinge wat was nie. Maar hy kom. En hy roep ons op ons name. Hoe kosbaar is dit as iemand jou op jou naam roep? In daardie oomblik wat Jesus ons op ons name roep, herken ons hom en gebeur daar iets binne in ons. Toe Jesus Maria roep, toe kon sy hom nie sien nie, sy het hom nie herken met haar oë nie, maar sy het met haar ore haar naam gehoor en sy het geweet. Sy antwoord met die woorde Rabboni. Dit beteken my leermeester. Dit is die instinktiewe woord wat sy net gesê het toe sy haar naam gehoor het. Toe Jesus Maria se naam noem en sê Maria, toe beleef sy iets van haar eie sterfte en iets van 'n nuwe opstanding. Jesus sê vir Maria wanneer sy hom herken het, dat sy nie so aan hom moet vasklou nie. Sy moet gaan vertel. En dan doen sy dit. Sy gaan vertel vir die mense dat sy die Here gesien het. Maria was die eerste opstandingsprediker in die Bybel gewees. Word ons nie ook gevra om onsself bietjie los te maak en te gaan vertel nie, om nie so vas te klou nie, om onsself los te maak van dit wat oud is, want ons het iets gevind wat ons nie kan vasvang in een plek en in een tipe sekuriteit nie. Dit was toe Jesus Maria se naam geroep het, wat sy hom herken het. Roep Jesus dalk ons name? Toe die disippels uitgeroep het na die rabbi toe, het hy hulle uitgenooi om te kom kyk. Word ons nie uitgenooi om te kom kyk na die nuwe dinge wat God doen nie. Ons ontmoet Jesus vanoggend net soos ons is, in hierdie pandemie, elkeen in ons eie huis. Ons ontmoet Jesus in hierdie tyd wat ons weet, ons nog langer so gaan moet aangaan, in 'n tyd waar ons nie ons geliefdes kan sien nie, en waar daar so baie uitdagings voor ons is. In hierdie situasie is die opstanding dat nie die dood nie die lockdown nie 'n pandemie nie, dat niemand of niks die laaste sê het, behalwe God nie. En ons elkeen is hier vanoggend uniek met ons eie bagasie en ons eie verhaal en ons eie storie, maar ons moet bereid wees om in die tuin te staan en te wag. Ons is Maria te wag dat Jesus ons name sê. Ons kan ons trane afvee, want ons kan weet dat Jesus waarlik opgestaan het. En dat Jesus vir ons elkeen vra om te gaan vertel. Gaan vertel vir mense, ek het die Here gesien, net soos Maria. Amen. Kom ons bid nou saam. Liewe Here, wanneer ons in hierdie tyd nou na U toe kom, dan word ons eintlik net rustig, want ons weet dat U opgestaan het en dat U opstanding vir ons soveel lewe gee. Here, in 'n tyd waar ons sien hoe dood en swaar kry, so baie en so volop is,
is dit so goed om die troostwoorde te hoor dat U opgestaan het. Here, ons bid vanoggend dat U in ons elkeen se harte sal werk, dat ons name sal hoor. Hoe U dit met liefde sê en hoe U ons elkeen uitkies. En Here, dat ons vir die wêreld kan gaan vertel, maar ek het die Here gesien. Dit is hoe dit lyk. Dalk kan ons ook 'n antwoord gee op daai vraag, hoekom is ek 'n gelowige? En dalk is ons antwoord ook, omdat daar hoop is, te midde van swaar kry. Hoop, omdat ons weet ons aanbid 'n God, wat opgestaan het, wat nog steeds opstaan, wat weer en weer opstaan. Here, dankie dat ons so lief kan wees vir U, omdat U eerste so lief is vir ons. Amen. Deel van die kerk se tradisie is om op Paaszondag paasbolletjies te eet, dit is Haatkruispan, en om saam soet tee te drink. En hierdie tradisie kom daarvan af dat ons nou ons 40 dae van vas eindig. Baie van ons het gevas, het verskillende goed gevas, maar vandag kan ons dit vier dat dit klaar is deur hierdie broodjie te eet. En die simboliek daaraan is dat hierdie broodjie klomp speserye in het en daar's vrugte in. Iets wat 'n lekkerte is en wat jy nie gehad het deur jou vastyd nie. En dan ook die kruis wat aan die bokant is. Hierdie kruis wat ons herinner daaraan dat dit Jesus is wat vir ons gekruisig is. Die soet tee herinner ons daaraan dat dit soet is en dat dit lekker is en dat dit warm is. En dit is hoekom ons hierdie geniet op Paaszondag. So, al is ons nie almal nou by mekaar nie, kom ons eet saam en ons drink saam en ons geniet net hierdie oomblik en ons vier net die opstanding van Jesus. Ons het nou geleentheid om ons dankoffers te gee. Ons doen dit dalk op 'n ander manier, maar kom ons dien die Here met ons offergawes. Kom ons sing nou ook ons slotlied saam vanoggend. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja.
plekke waar lig net deurskemer. En mag ons name hoor en gaan na die plekke waarin God ons stuur. En mag ons die hoop van Christus soos 'n goue draad deur alles sien. Amen.